Daar's hy. Goeiemôre broers en susters, baie welkom vanmôre hier. Dit is baie lekker om van die almal te sien. Wat 'n wonderlike Vrydag is dit nie vandag nie. Om so by mekaar te kan wees. Ek staan vanoggend op en dit voel vir my soos 'n oordentlike Sondag. Ek weet nie in u huise nie. Maar hoe wonderlik om op 'n Vrydag by mekaar te kom met 'n wonderlike atmosfeer in die dorp, met 'n wonderlike atmosfeer in die kerk en net wat 'n wonderlike dag om te vier vandag. En my gebed is dat die Here vandag sal seën. Dat vandag op Goeie Vrydag vir ons 'n aangrypende dag sal wees. Maar ook 'n dag van vreugde. Wat ons weet, Goeie Vrydag 2000 jaar terug met Jesus se kruisiging was 'n donker en 'n hartseer dag. Maar ons kan dit vier as 'n vreugdevolle dag, wat ons weet Sondag kom. Net vinnig 'n paar reëlings. Broers en susters, ons vier nie nagmaal vanoggend hier nie. Jy sal onthou ons doen dit nou al 'n paar jaar. Na die diens gaan ons vir so 'n paar oomblikke hier by die hek wag. Eureka gemeente behoort so tussen 10:15 en 20:10 behoort hulle by ons aan te sluit. Dan stap ons almal saam af Moederkerk toe en dan begin ons 11:00. As kerke in Bethlehem begin ons saam met die nagmaal. Dis altyd 'n wonderlike geleentheid waar daar so 'n bietjie meer as 1000 mense uit al die windrigtings van Bethlehem aangestap kom van hulle kerke af met kruise, juis om by Moederkerk in die middel van ons dorp bymekaar te kom en as gemeenskap van Bethlehem daar saam nagmaal te vier. So ek wil ook almal uitnooi. As jy nie daarvan weet nie of jy is 'n gas en jy wil deel hê daarin, is jy baie welkom. So vanoggend is daar nie nagmaal in hierdie diens nie. 11:00 is ons by Moederkerk. En broers en susters, dan wil ek vanoggend 'n baie hartlike woord van welkom heet aan al ons kinders wat vanoggend in die kerk is. Voortrekker het hulle onder 16 hokkietoer en dis al die dogters wat jy hierso sien in die kerk en hulle ouers en hulle bestuur. En ek moet sê, wat 'n wonderlike voorreg om julle vanoggend hier te hê. Vir ons as gemeente en vir ons as gemeenskap is julle teenwoordigheid hier 'n ongelooflike groot voorreg vir ons. Mag julle die diens saam met ons geniet, maar ek wil net vir julle dogters vra, daar waar julle sit, onthou julle die ABC? Attitude, behavior en commitment. Nou ek het die voorreg gehad om hierdie paar dae, broers en susters, waaroor dit gaan is, dit gaan oor donderdag se opening van die hokkietoernooi en dit gaan oor die ABC van geloof en van die lewe. Dis oor attitude, behavior en jou commitment. Nou ek moet sê, julle dogters kan baie trots wees op julleself. Ek het die voorreg gehad om 'n paar wedstryde te kyk. Ek het die voorreg gehad om 'n paar van julle op die skoolgronde raak te loop en ek moet vir julle dankie sê. Julle attitude is brilliant. Op die veld compete julle, maar van die veld af het ek gesien het julle nuwe maats gemaak. Julle gedrag op en van die veld af was vir my nogal besonder. Oral waar ek kom, groet julle vriendelik en dis net lekker om julle te sien. En dan ook julle commitment is iets om van regtig melding te maak en ook om vanoggend hier te wees. Lisel, dankie vir julle reëlings en dankie dat julle al hierdie dogters vir ons vanoggend kerk toe gebring het. Dis vir ons 'n voorreg. Net daar waar ons sit, kom ons raak vir 'n paar oomblikke stil. Ons is saam met medegelowiges in die teenwoordigheid van die Here. En kom ons raak bewus van sy teenwoordigheid en kom ons stel ons harte in vanmôre op die woord van die Here. 'n Paar oomblikke van stil gebed. Uit U en deur U en tot U is alle dinge. Here, aan U behoort die skepping en aan U behoort elke lewe. Dankie dat ons vanmôre kan stil word en Here U naam verheerlik en groot maak. Amen. Broers en susters, die Here groet U vanmôre en hy sê vir u genade en vrede vir julle van God ons Vader, deur die liefde van ons Here Jesus Christus en deur die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Nou ek wil vra dat ons vanmôre se diens begin met 'n lekker lied wat ons gaan saam sing. En ek wil vra dat almal sal staan. Ons sing lied 192, baie bekende lied, Grote God, U Skepperhand. En ons sing daarvan vers 1 en vers 3. Lied 192 en ons sing daarvan vers 1 en vers 3.
Ons teksgedeelte vanmôre is 'n Ou Testamentiese profesie oor die kruisiging van Jesus. Nou dit kom uit die boek Jesaja uit en ek gaan dalk nou so 'n bietjie meer daarvan sê, maar hierdie stukkie in die Bybel is een van die wonderlikste getuienisse van die almag van God. As jy ooit in jou lewe op 'n plek kom en jy sit en jy sê, Here, hoe lyk die toekoms? As jy ooit in jou lewe op 'n plek kom waar jy sê, "Joh Here, ek weet nie hoe ek by môre gaan uitkom nie." Blaai terug na hierdie gedeelte toe. Want 550 jaar voor Jesus se geboorte maak Jesaja 'n profesie spesifiek van die kruisiging. En dan in Engels sal ons sê hy kry dit spot on oor hoe die kruisiging gaan lyk. En dan kom die woord en dit leer vir ons, jy hoef nie bang te wees vir môre nie. God is al reeds daar. Hy weet reeds wat die toekoms inhou. Selfs 550 jaar vooruit weet hy hoe die kruisiging gaan lyk. Maar voordat ons dit saam lees, kom ons sit net so dan bid ons saam. Ons driemaal heilige God en Hemelvader, Here, hoe wonderlik is dit om vanmôre in U naam saam met medegelowiges te kan stil word. Here, om Goeie Vrydag te kan vier. Here, ons vier vanoggend 'n goeie Vrydag, want dis vir ons 'n goeie dag. Here, dis die dag waarop U ons straf op U kom dra het. Here Jesus Christus, 2000 jaar terug was dit nie vir U 'n goeie Vrydag nie. Dit was nie vir U 'n aangename dag waar jy in die koel briesie in die oggend uitgestap het om die mooi natuur skoon te aanskou nie. Dit was die dag waarop U brutaal die Via Dolorosa gelei is met die kruis op die rug na Golgotha toe. Daardie donker dag, Here, het U verduur dat ons vanmôre met vreugde in ons harte hier kan sit. Dat ons verenig kan wees rondom U woord, vergader en gevul met U Gees. En daarom dank ons U dat ons vanmôre U teenwoordigheid kan beleef in hierdie dag in U naam kan vier, Here. Dankie vir ons saam wees. Vanoggend in hierdie kerk, Here, is daar gelowiges van reg oor ons land. Van die uithoeke van Suid-Afrika is mense vandag hier, ja Here, oor verskeie redes. Maar dankie dat ons hier kan wees. Want Here, U bind ons saam. U kruis maak dat iemand uit 'n ander dorp uit my broer en my suster in Christus kan wees. En as ons vanmôre so oor die kerk kyk, dan dank ek U vir die groot familie wat U vir ons gee, wat U vir my gee. Here, dankie vir hierdie geestelike familie wat ook na vandag hier kan uitgaan, U woord en U boodskap kan gaan leef. En daarom bid ons dat U nou U woord vir ons sal oopbreek. Here, hierdie profesie wat U aan Jesaja gegee het 550 jaar voor die kruisiging, voor die geboorte van Jesus Christus, voor ons verlosser. Here, breek dit vanmôre vir ons oop, dat dit in ons harte sal leef en dat ons vanmôre nie na die kruis sal kyk. Here, dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Ek lees graag vir ons 3 verse vanoggend voor uit Jesaja uit. Jesaja hoofstuk 53 en ek gaan saam lees vers 3, 4 en 5. Die van die wat die Bybel sê, dis op bladsy 772 in my Bybel in die Ou Testament, maar dit is, ek glo dit gaan ook op die skerm wees. Dis hy. Jy kan saam met my lees. Jesaja hoofstuk 53 vanaf vers 3. Hy was verag en deur die mense verstoot. 'n man van lyding wat pyn geken het. Iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag. Ons het hom nie geken nie. Tog het hy ons lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra. Maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan word en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons skriflesing vanmôre sover. Wat 'n wonderlike stuk as ons vandag 2000 jaar later kan terugkyk en kan sien hoe hierdie profesie waar geword het. Nou ek wil vanoggend begin met 'n vraag. En dis 'n vraag wat ek baie keer kry.
Gewoonlik hier in graad 3, 4 doen die kinders in die skole ook baie keer take oor verskillende gelowe en dan kry ek gewoonlik baie oproepe van mammas en pappas en baie keer van kinders wat my hierdie vraag vra. Baie keer as jy met iemand op straat staan en gesels en hulle hoor jy's 'n dominee of as hulle jou ken, dan vra hulle hierdie vraag aan my. En ek wil vanmôre begin met hierdie vraag. En ek wil hê ons moet as gelowiges vanmôre hierdie vraag met sekerheid en oortuiging kan antwoord. En die vraag wat mense baie keer vra, en ek is seker, hier's van julle ook wat wonder oor hierdie vraag, is, hoe weet ek? Hoe kan ek seker wees dat Jesus se sterwe aan die kruis volledig betaal het vir my sonde? Weet jy of jy al ooit met hierdie vraag in die hart geworstel nie? Ons kyk na al die gelowe in die wêreld en ons vra vir onsself, hoe weet ons? Hoe weet ons of is Christendom die geloof? Hoe weet ons of is Jesus regtig die verlosser? Hoe weet ons? Hoe kan ons seker wees dat die kruisiging van Jesus ten volle betaal het vir al my sonde? Nou, in die Bybelse tyd, as jy 'n groot klomp skuld gehad het in jou lewe en jy kon die skuld nie terugbetaal nie, is daai skuld op 2 maniere van jou verhaal. Kom ons sê jy het 'n groot skuldlas gehad en jy het nie die geld nie, dan was daar 2 maniere hoe jy jou skuld kon terugbetaal. Die een was, hulle gooi jou in die tronk. Die tweede ene was, jy kon jouself as 'n slaaf verkoop. So as jy groot skuld gehad het en jy kan dit nie betaal nie, was daar 2 maniere hoe jy die skuld kan afstand doen van. Die een, hulle gooi jou in die tronk, of 2, jy verkoop jouself as 'n slaaf. En nou die vraag is, hoe weet jy dan wanneer die skuld van so iemand afbetaal is? Hoe weet jy wanneer daardie persoon se skuld betaal is? En die antwoord is baie eenvoudig, wanneer daardie persoon vrygelaat word. Wanneer iemand wat in die tronk is, sy skuld afgewerk het, word hy vrygelaat. Wanneer iemand wat as 'n slaaf homself verkoop het, sy skuld afgewerk het, word hy vrygelaat. Want vrygelaat bewys dat die skuld ten volle betaal is. Nou dink nou mooi hieroor. As die dood die volle rekening en skuld was van sonde, en Jesus het dit betaal en opgestaan en hy's vrygemaak uit die dood uit, bewys dit mos dat die skuld van sonde ten volle betaal is. Bewys dit mos dat Jesus werklik is wie hy sê hy is, dat Jesus werklik is die een wat Jesaja vanmôre vir ons voorspel. Want dis hoe jy weet. Dis hoe jy weet dat die skuld ten volle betaal is. Nou, die vraag is, so what? Hoe raak dit 'n gelowige in 2026? Hoe raak dit jou in jou lewe waar jy leef, in die skool, in jou werk, in jou huwelik, waar jy met jou vriende deurgaan? Hoe raak dit jou? Hoe pas jy dit toe op jou lewe? Nou, ek weet nie wie van julle dit al ooit oorgekom nie. Dit het my al 1 of 2 keer in my lewe oorgekom. Jy kom in 'n winkel en dan doen jy 'n paar inkopies en nadat jy die inkopies gedoen het, gaan jy toonbank toe en jy betaal jou inkopies. En dan vat jy dit in die sak en baie keer gebeur dit, jy onthou as jy so uitstap uit die mall uit, o jee, ek moes nog dit gekoop het. En dan loop jy met daai sak of in dieselfde winkel en terug, of jy loop in 'n ander winkel en dan loop jy so tussen die rakke deur. En die volgende oomblik dan sien jy, hier's 'n sekuriteitswag wat jou baie snaaks aankyk. En dan stap hy na jou toe en hy vra vir jou, meneer, wat het jy in daai sak? Nou die eerste ding wat jy weet is, hy kla jou eintlik aan van diefstal. Hy sê jy's 'n shoplifter. Nou wat doen jy? Wat doen jy as jy met daai sak in jou hand staan en die veiligheidswag vra vir jou, wat het jy in daai sak? Jy sit jou hand in die sak en jy haal die strokie uit. En jy sê vir hom, gaan weg van my af. Dit wat ek in hierdie sak het is reeds ten volle betaal. Nou broers en susters, dit is hoe jy geloof in Jesus Christus se opstanding gebruik in jou lewe. Want die opstanding en die kruisiging is Jesus wat oor jou lewe skryf, betaal ten volle. En ons gaan vanmôre daarna kyk. En ons gaan vanmôre kyk na 'n tema wat ek dink vir my geweldig diep in my geloof geraak het. En dis 'n bietjie 'n ander manier van kyk na die kruis. Want het jy al ooit by jouself gewonder, hoekom moes Jesus aan 'n doring of aan 'n houtkruis sterf?
Het jy al ooit gevra, hoekom moes Jesus gekruisig word? Hoekom kon hy nie op 'n ander manier tereggestel word nie? Hoekom kon hulle Jesus nie onthoof nie? Hoekom moes Jesus spesifiek aan 'n kruis hang? En dis ongelooflik belangrik. Die feit dat Jesus aan 'n kruis sterf, is ongelooflik belangrik. Dis nie toeval nie. Daar is ongelooflike diep geestelike en teologiese betekenis aan waarom Jesus aan 'n kruis moes sterf. En het iemand jou dit al gevra? Het jy al ooit vir jouself gevra, hoekom 'n kruis? Nou ek wil hê ons moet kyk daarna vanmôre. Hoekom 'n kruis? Nou, die van julle wat die Bybel so 'n bietjie ken, en ek dink meeste van julle ken die verhaal, is die vraag, hoe het sonde in die wêreld ingekom? As jy mooi gaan lees in Genesis hoofstuk 3 vers 3, lees ons dat God sê vir Adam en Eva, die eerste mense wat hy gemaak het, hy sê, van al die bome in die tuin van Eden mag julle eet, behalwe van die boom in die middel van die tuin. En dan, wat doen Adam en Eva? Hulle loop deur die tuin, en dan kom hulle by die boom van die lewe in die middel van die tuin uit. Nou hier's 'n interessante ding, van die boom in die middel van die tuin. Baie keer dink ons weer eenvoudig, dis maar net 'n beskrywing, dis die boom in die middel van die tuin. Jy weet, vir Adam en Eva, om by die boom in die middel van die tuin uit te kom, beteken dit, hulle moes deur al die seëninge wat God vir hulle in hulle lewe gegee het, stap. Hulle moes al die seëninge wat hulle in hulle lewe in die tuin van Eden gehad het, ignoreer, om by die een ding uit te kom, wat God vir hulle gesê het, los dit uit. En ek wonder baie keer, hoeveel keer in ons lewe doen ons dit? God gee vir ons ruim seëninge in ons lewe, maar die een ding waarna ons hart begeer, is die een ding wat God sê, nee, moenie. En dan, wat doen Adam en Eva? Hulle stap deur al hierdie seëninge, verby al die genade van God, en hulle loop na die boom toe, en hulle strek hulle hand uit, en hulle pluk die vrug. En daarom kan ons sê, dat die sonde van die wêreld, kom deur die boom se vrug, wat Adam en Eva pluk, in die wêreld in. En nou is die vraag, hoe moet God dit ongedaan maak? As die sonde deur die eet van 'n vrug aan 'n boom in die wêreld ingekom het, hoe maak God dit ongedaan? Hy hang sy seun aan 'n boom, sodat hy die vrug van die kruis kan word. Dit waarmee sonde in die wêreld ingekom het, die boom in die tuin van Eden, vat God en hy vervul dit met die kruis waaraan Jesus moes hang. Nou ek weet nie of kan julle onthou wat met die kruisiging gebeur nie. Op Golgotha daardie oggend is daar 2 kruise langs Jesus, daar's 3 kruise. Jesus hang in die middel en langs Jesus hang daar 2 misdadigers. En aanvanklik lees ons dat die 2 misdadigers hier in Matteus is besig om Jesus te choke. Ek weet nie of onthou julle dit. Hulle is besig om hom te chirp. En dan op 'n stadium gebeur daar iets. Een van die misdadigers sê, ag nee wat, ek steur my nie aan jou nie. En die ander misdadiger sê, U is werklik die seun van God. Hy kom tot bekering. Nou as ek eendag in die hemel kom, weet jy wie is die eerste persoon wat ek gaan opsoek in die hemel? Is daardie misdadiger. Die eerste een as ek in die hemel kom, broers en susters, voordat ek met Adam gaan gesels, of voordat ek met Noag gaan gesels, of met Paulus of wie ook al, die eerste een wat ek in die hemel gaan opsoek as ek in die hemel kom, is daai misdadiger wat langs Jesus gehang het. Wat kan jy imagine, die storie wat hy moes vertel het? Kan jy imagine as jy met hom praat en sê, hoe moes dit voel om in die hemel te kom? En jy vra vir hom, hoe het jy hier gekom? En hy sê vir jou, eintlik weet ek nie so mooi nie. En jy vra vir hom, as jy in die hemel kom, vertel vir my die storie. En hy sê vir jou, weet jy, ek hang nog in een plek, die een oomblik aan die kruis, en die volgende oomblik kom ek by die hekke, en by hierdie hekke staan daar 'n engel. En die engel sê vir my, jy moet inkom, maar wat maak jy hier? En dan sê die moordenaar, ek het vir die engel gesê, eintlik weet ek nie wat ek hier maak nie. En dan sê die engel, wag, kom ek vra jou net 'n paar vrae. Hoeveel Bybelstudies het jy ooit in jou lewe bygewoon? Dan sê die moordenaar, nie een nie. En dan sê die engel, sure. En dan vra die engel, okay, kom ek vra jou 'n tweede vraag. Is jy gedoop? Dan sê die moordenaar, nee, ek is nie gedoop nie. Dan sê, ja, okay, nee, wag. Dan moet 'n ander vraag wees. Ken jy die teologie van verlossing? Dan sê die moordenaar, nee, ek ken nie die teologie van verlossing nie.
En dan vra die engel vir hom, wat maak jy hier? En dan sê die moordenaar, die man wat aan die middelkruis gehang het gesê ek kan kom. Dis hoekom Jesus aan die kruis hang. Sodat ek en jy by die poort kan staan van die hemel. En Jesus kan sê, kom in, ek nooi jou. Dit is waarom Jesus aan 'n houtkruis moes hang. Want deur die boom se vrug kom die sonde in die wêreld in. En deur die kruis word Jesus die vrug van die kruis. En daardie vrug word vir jou en my die brood van die lewe. Die tweede ding, Jesus se hande wat vasgekruisig word. Nou waarom Jesus se hande? Waarom is dit so belangrik in die kruisiging? Nou, waarmee het Adam en Eva die vrug gepluk met hulle hande? Nou in die Bybel en in die geslagte daarna, in die vroeë kerk, het die hande altyd die simbool geword van begeerte. As jy die hande sien, dan word dit die begeerte, want die begeerte in Adam en Eva se harte word weerspieël en gepersonifiseer deur die hand wat hulle uitstrek na die vrug toe. Want onthou wat sê die slang? Die slang sê vir Adam en Eva, jy kan soos God wees. Jy kan jou eie God wees. Jy kan maak soos jy wil. Jy hoef nie vir God te luister as jy vir jouself luister nie. En daarom verspieël die hand die begeerte van die mens se hart. Ek begeer dit wat God vir my sê nie reg is nie. Nou wat is eerste gekruisig wanneer iemand gekruisig is? Wat is die eerste deel van sy liggaam? Is sy hande. Toe Jesus gekruisig word, die eerste deel van sy liggaam wat hulle kruisig, is hulle slaan sy hande teen die kruis vas. En die rede is, hulle wil die persoon wat gekruisig word se mag breek. Die oomblik as jy die spykers deur die polse slaan, dan het daai persoon nie meer krag om weerstand te bied nie. En daarom kruisig hulle eers die hande. En hierdie laat my brein ontplof. Hierdie volgende wat gebeur toe hulle Jesus se hande vasslaan aan die kruis, laat my brein ontplof van wie God is. Kan jy nou onthou wat sê Jesus? Wat is Jesus se eerste kruiswoorde? Is 'n gebed. Terwyl hy die spykers in sy polse inslaan, bid hy en hy sê: Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Nou in die Grieks het die woord vergeef verskillende woorde. Jy kry verskillende woorde vir vergeef in Grieks. Nou een van hulle beteken om af te skryf. Een beteken om heeltemal te vergeet. Maar die woord wat Jesus gebruik as hulle die spykers inslaan vir vergeef, is 'n baie unieke woord vir vergeef. Ons lees dit in Matteus 9 vers 14. Julle ken die storie waar die kinders na Jesus toe kom. En dan keer die disippels die kinders. Dan sê hulle, gaan weg. Dan sê Jesus, laat staan die kinders, moet hulle nie verhinder om na my toe te kom nie. En dit is die woord vir vergeef. Dit is die woord wat Jesus gebruik terwyl sy hande vasgespyker word, terwyl die Satan en die mense probeer om Jesus se mag te breek. Want hoor wat bid hy? Hy sê, Vader, hou asseblief u toorn, u woede terug. Want kan nie dink hoe dit vir God die Vader moet wees. Hy sien hier kruisig hulle sy seun en hy het al die almag in die wêreld om sy vingers te klap en deur die engele almal te verdelg wat sy seun leed aandoen. Maar wat doen Jesus? Hy sê, Vader, moet hulle nie verdelg nie. Moenie woedend teenoor hulle wees nie. Gee hulle nog een kans om na my toe te kom. Gee hulle nog een kans om na my toe te kom. Adam en Eva se begeerte is na die vrug. En daarom steek hulle hande uit. God se begeerte in sy hart is jou. Daarom kruisig hulle sy hande aan die kruis vas. Want daarmee strek hy sy hande uit na jou. Want jy is sy begeerte. En dit is die greep van genade. Dit is wat dit beteken om deur die kruis vasgegryp te word. Want in die kruis herstel God die begeerte. En kom sê God, jy is my begeerte. Derdens is sy voete. Hoekom Jesus se voete aan die kruis? Nou,
Ek weet nie wie van die weet wat die eerste messiaanse profesie is nie. Messiaanse profesie beteken net, wat is die eerste keer en waar in die Bybel word die eerste keer geprofeteer dat Jesus sal kom? En die antwoord is Genesis 3 vers 15. Ons praat daarvan as die messiaanse profesie. Dit is waar God met die slang en met die vrou praat en hy sê vir die slang, hy sal jou kop vermorsel en jy sal hom aan die hakskeen byt. Dis die messiaanse profesie. Dis die eerste keer in die Bybel waar daar oor Jesus se koms geprofeteer word. Nou, ek weet nie, as daar iemand is, kan ek vra dat jy jou hand opsteek. Wie van julle is al ooit in die lewe gepik deur 'n slang? Ek my hand nie eens werk. Daar's een wat al gepik is deur 'n slang. OK. Nou hier's die belangrike, dis frekseer, nê. Nou om gepik te word deur 'n slang, broers en susters, is gewoonlik geweldig pynlik en dit kan ook tot die dood lei. En wanneer God praat van die messiaanse belofte, sê hy dat die pik van die slang verwys na die ongelooflike pyn wat Jesus sal moet deurgaan om deur die kruis te gaan. Dit verwys na die pyn en die marteling wat Jesus sal moet deurgaan, maar hier's die ding, dit gaan nie net oor die marteling aan die kruis nie. En ek wil hier nou nog een plek toe vat in die Bybel en dit is op Getsemane, die aand voordat Jesus die aand dat Jesus gevange geneem word en net voordat hy op Golgotha gekruisig word. Kan jy onthou wat gebeur daardie aand? Hy saam met sy disippels in Getsemane en dan sê hy vir sy disippels, wag so 'n bietjie vir my. Bid vir my. En dan gaan hy alleen weg en dan bid hy. En dan lees ons, sy sweet het soos bloed op die grond gedrup. Nou ek het hierdie storie, ek doen eendag by 'n oom besoek in die hospitaal. Hy moet gaan vir 'n hartomleiding. Nou, toe ek jonger was dit 'n baie intense operasie nog gewees. Dis vandag nog 'n ernstige operasie. Maar daai dae was dit krities. En die oom het nie 'n baie groot kans gehad nie. En ek onthou, ek wou nog vir hom bid en die susters kom in en hulle sê nee, jy kan nie, ons moet hom uitstoot. En terwyl hulle hom so uitstoot, vra hy vir my, Rian, wat was in die beker? Ja, en ek kyk die oom so en ek dink by myself, oom, waarvan praat oom? Dit moet nou seker die meds wees wat begin inskop. Dit moet nou seker die pilletjie wees wat oom kalmeer, dat oom nou vir my vra, wat was in die beker? Ek het hierdie antwoord gehad en die oom is daar uit en die wonder en die genade van die Here is groot. Dit gaan goed met die hartomleiding en die oom kom terug en so 2 dae later, toe hy uit ICU uitkom, gaan besoek ek hom weer in die hospitaal en ek sê vir hom, oom, was oom by oom se verstand gewees toe hy oom vir hy gevra het, wat was in die beker? En hy sê, ja, Rian, ek onthou dit. Ek het bedoel, wat was in die lydingsbeker, wat Jesus gesien het, wat sy sweet soos bloed op die grond laat drup het? Wat het hom so angstig, so bang gemaak? En die antwoord is, die pik van Satan. Die byt van die slang. Want wat sien Jesus in Getsemane in daai beker? Hy sien die pyn wat hy moet deurgaan. Hy sien die vernedering wat hy moet deurgaan. Hy sien die verwydering van sy Vader. Hy sien die straf van sonde wat op hom gelaai word. Hy sien die ter helle neerdal. Hy sien die pyn en hy staan voor 'n keuse. In Getsemane moet Jesus 'n keuse maak, want Jesus kan sy vingers klap en die engele kan hom kom bevry. Maar Jesus moet 'n keuse maak. Drink ek die beker of skuif ek hom weg? En dan sê hy, ek sal die gif van die slang drink, ter wille van jou. Ek sal die beker vat, en ek sal hom drink, sodat jy hom nooit hoef te drink nie. En dan lees ons in Openbaring, van die boek van die lewe, waarin jou naam geskryf staan. En die dag as die lam van God met sy wederkoms die boek van die lewe oopmaak, staan net jou naam daar, nie jou oortredinge en jou sonde nie, want Jesus het toe hy daardie beker, daardie gif drink, het hy die straf van jou sonde weggevat, en staan jou naam in die boek van die lewe. En die voete wat die Satan beplan om aan die kruis vas te spyker, om die belofte van God ongedaan te maak, gebruik God om sy belofte te vervul. En dan laastens, die doringkroon. Karen, jy vir ons hy skyfie opsit. Hoeveel keer in die lewe het jy al die doringkroon van Jesus gesien? Hoeveel prentjies en skilderye het jy al gesien van die doringkroon op Jesus se kop? Het jy al ooit gewonder hoekom?
Dit was nie 'n algemene strafmanier nie. Dit was nie 'n algemene ding wat met gekruisigdes gedoen is nie. Dit was redelik uniek aan Jesus dat hulle 'n doringkroon op sy kop gesit het. Weet jy waaroor gaan die doringkroon? Die betekenis, het iemand dit al ooit vir jou verduidelik? Sien, wat is die eerste vloek wat uitgespreek word in die Bybel? Is Genesis 3 vers 17. Dis na die sondeval plaasgevind het, nadat Adam en Eva die vrug geneem het, nadat die messiaanse profesie gemaak is, word daar 'n vloek uitgespreek. Die aarde sal gestraf wees en die aarde sal dorings en dussels voortbring. Dit word algemeen beskou in skilderye en in kuns en in fotos word dit beskou as die oordeel van God. Die dorings en die dussels wat die aarde opbring, beteken dit is die oordeel van God wat plaasvind. En die oordeel van God moet gebeur want God is 'n regverdige God. God kan nie sonde ongestraf laat bly nie, want God is 'n regverdige God. En daarom moet die sonde gestraf word. Daarom moet die vloek uitgewis word. En die oomblik toe die doringkroon op Jesus se kop geplaas word, sê hy, ek vat die oordeel van God op my. Ek vat die oordeel wat jou toekom op my. Jy sal nooit hierdie doringkroon hoef te dra nie. Jy sal ook by die poorte van die hemel kan staan en vir die engel kan sê, die man aan die middelkruis het gesê ek kan kom, want hy het my vloek. Hy het my oordeel op hom gedra. En daarom volgende keer, as jy op Paasfees of Kersfees of wanneer ook al 'n prentjie kry van die kroon van dorings, of Jesus met die doringkroon, moenie na dit kyk en dink, ouch, eina, hoe seer moes dit gewees het nie. Dink daaraan, hy het hierdie oordeel gedra vir my. Ek is vry. Ek sluit af. Jesaja 52 vers 5. Oor ons oortredings is hy deurboor. Oor ons sonde is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Mag die seën van die Here op julle rus, en mag julle 'n geseënde Paasfees hê. Amen. Kom ons bid saam. Ons driemaal heilige God en Hemelvader, hoe wonderbaar is die heilige naam. Here God, hoe onverstaanbaar en verhewe U almag, dat U in die profesie van Jesaja 500 jaar daarna die kruisiging van Jesus voorspel, en dat ons vandag kan terugkyk en kan sien waarom die kruis. Here, dankie Jesus Christus dat U gekies het in Getsemane vir my, bereid was om daardie beker te drink en daardie gif op U te neem. Mag ons as vrygespreektes leef. Mag ons as vrygespreektes jubel oor die groot en heilige naam. Mag ons Paasfees vier, ook Goeie Vrydag met ons hande in die lug, prysend vir wie U is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie. Jy kan weer sit. Ebert. Daar is sy broers en susters, ons gaan nou afsluit. Ons het 'n spesiale gebruik en Ebert gaan baie mooi verduidelik wat hierdie gebruik is. Dankie Ebert. Daar sê, ons het nou 'n tradisie. Ek het laas Sondag wat verby is, het ek die 5 seuns gevra en hulle het gekom. En vanoggend wil ek 10 van julle dogters hê om saam met my en die hele gemeente die slotlied te sing. Die seuns is skaam, so ek het net 5 gevra. Maar julle girls is mos nie skaam nie. So, ek soek 10 van julle. Kom hier vorentoe, die liedjie sal daar bo wees en ons sing die laaste lied almal saam. Ek soek 10 dogters nou hierso.
Al kan jy glad nie sing nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. As jy voel jy sit daar so en jy voel jy's iets in die binneste wat sê maar ek wil daar gaan staan, dan kom jy. Daar's hy. Great stuff. Daar kom 'n paar. Daar's hy van Oranje. Daar sê kom asseblief. As julle skaam is, kan julle langs my kom staan en sing. Ons soek van Voortrekker ook en Witteberg. Kom Bethlehem. Dit is 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ons gaan nie sonder 10. Asseblief, ons gaan nie sonder 10. Daar's hy. Dankie. Dankie. Bietjie nader. Daar's hy. En ek wil hê Marigen en Willemien en Hanlie, kom staan hier asseblief. Julle gaan saam met die dogters sing, nie ek nie. Kom. Kom. Die seun het gesê, julle maat wat nou daar sit, moet hulle nou support. Dit vat wat in die voorgestel. Kyk, maar julle moet hulle nou support. Jy hierdie laaste lied regtig plek aan saam almal vir. Jy moet hierdie naweek en op julle lewe nooit vergeet. Onthou, Leon se ABC. Wat jy onthou vir die res van die week. En onthou hierdie oggend as ons sou o Heer my God, want hy alles gedoen. Sy seën vir ons gegee. Onthou. Alright, moet dit nooit vergeet nie. Ons sing vers 1 en vers 2 van die Heer my God staan asseblief.
Broers en susters, kom ons gee vir hierdie 10 dogters 'n lekker hande klap. Ontvang nou die seën van die Here en gaan met die wete dat die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met u sal wees en met u sal bly. Amen. Laat dit so wees, Here.